onderste bo draai nie. Dis ek wat onderste bo is. Al die spons gaan in my kop toe, ek raak 'n bietjie dronk en duiselig. Hoorie sommer, kom ek onderste bo hang vandag. Ek dink sommer aan Jesus, wat alles partykeer onderste bo kom draai, sodat ons dinge 'n bietjie anders te kan sien. Ek sien hy sê daar vir die disippels, hoorie, hierdie fariseërs en skrifgeleerdes, hulle maak asof hulle so baie weet van God af, maar het julle al gesien wat maak hulle met die weduwees? Hulle vat hulle huise en geld. Die volgende oomblik sit Jesus daar en hy hou op. Hy kyk, hoe gee die mense dan nou geld? Die volgende oomblik is daar die fariseërs en skrifgeleerdes en ander klomp ryk mense, hulle gee klomp geld. En dan kom daar 'n weduwee met 'n halwe broodjie se geld en dan gee sy dit alles, dis al wat sy het. En dan sê hy, sien julle, sy het alles gegee wat sy het. Maar ons onthou nog so terwyl ons so onderste bo sit, ek en nou. Jesus het almal omgedraai eintlik gesê, kyk 'n bietjie anderste. Wat? Nou dat julle reg. Kyk 'n bietjie anders na die saak. Moenie aanvaar net dat dinge moet wees soos dit is nie. Hoe kyk God na jou en na my? As Jesus daar sit in ons dophou, wat sien hy? Okay, bye. Ek is nou te dronk. As he taught, Jesus said, "Watch out for the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes and be greeted with respect in the marketplaces and have the most important seats in the synagogues and the places of honor at banquets. They devour widows' houses and for a show make lengthy prayers. These men will be punished most severely." Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly, I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on." Dat ons laas keer gesels het oor die grootste gebod. En toe sal 2, die een sê, jy moet lief wees vir God en die tweede een is, jy moet lief wees vir jou naaste. Maar nou sien ons in vandag se storie, dat Jesus wys, dit is regtig so prakties, dis nie net 'n oulike idee nie, is regtig so, as jy vir God lief is, as jy vir mense ook lief, en andersom. Want kyk wat maak hy, hy sê, kyk, as hierdie kerkmense dink, hulle is nou baie oulik, want hulle gee vir God hierdie wonderlike klomp geld, dan maak hulle 'n fout, want hulle is steel van die weduwees, hulle is lelik met haar, en hulle maak of hulle goed is met God, en kyk die weduwee, sy gee alles. So, Jesus laat ons anders kyk na die weduwee en die bietjie wat sy kan gee. Wat Jesus vir ons geleer het oor die gebooie, wat sê jy moet vir God lief wees, nie jou naaste lief wees, sien ons is regtig so. God sien die skrifgeleerdes en slim mense probeer kroek. Hulle dink, jy kan vir God omkoop met geld. Maar daai weduwee, sy help ons om te besef, hoe maak ons met mense, terwyl ons dink, ons hou ons mooi blink en oulik voor die Here. Dit werk nie so nie. God en jou naaste saam. Kyk anders na mense.